manipulasie, bullies, bulletproof en Jezebel. Hierdie is 'n reeks van eienskappe van persone wat bullies, manipuleerders of Jezebel geeste het en ook hoe om vir hulle te bid. Dit is deel 6. Die 9de eienskap is ondankbaar. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. En hulle gee nooit 'n kompliment nie. Nou vir hierdie eienskap het ek 'n ignorant Nobelprys laureaat gehad wat my geleer het daarvan, wat my gecoach het. Ek het al 'n video gemaak oor profetiese aksies. Gaan kyk dit gerus. Want dit verduidelik die konsep dat soms gebeur dinge met ons sodat ons 'n lesie daaruit kan leer. En op baie hartseer oomblikke daggies het die pennie uiteindelik by my gedrop. Ek het besef, hoekom moes ek die persoon in my lewe hê? En soos ek gesê het in die begin van die reeks, sommige van hierdie eienskappe gaan ten volle soos die Jezebel in jou lewe klink, in jou lewe, en ander gaan volksvreemd klink. Maar hierdie een is haar eienskap, my leermeester van die gees. En ek sê dit nie as 'n kompliment nie, maar my hoop ook met hierdie girl in my lewe is. Matteus 12 vers 43. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, die bose gees, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste, slegter as hy self met hom saam, en hulle kom en woon daar. En die laaste van daardie mense is erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. So, as hierdie Jezebel die gat in hulle gees so groot gaan wees, imagine net watter kolossale plek het hulle nou in hulle na bevryding vir die Heilige Gees. Met ander woorde, imagine net watter radikale, geesvervulde Heilige Gees geloofig gaan hulle wees. Ek raak sommer nou nog meer opgewonde. Maar terug na my Nobelprys laureaat van ondankbaarheid. Ek love dit om geskenke uit te deel. Dis een van my liefdesdade. Ek gaan groot met geskenkies. Nie te seer in onkoste nie, maar in spreading love. Ek sal op 'n stadium die bevlekking kry vir almal wat ek ken, bottels en bottels chili-sauce maak. Of vir almal CD's skryf, mooi geestelike musiek. Of in tweedehandse boekwinkels vir ure lank browse, totdat ek die boeke kry wat vir almal wat ek lief het. En as ek sien jy het iets nodig, sal ek dit vir jou gaan soek. So het ek vir 'n kollega van my 'n baie spesiale plekkie. En ek het lank gaan soek om vir ons min of meer beide dieselfde koppies met 'n mooi inspirerende boodskap en koffiekoppie te gee. Die koppie staan tot vandag toe nog, ongeveer 2 jaar later, nog heel agter in ons kombuiskas. Toe noem sy dat sy koud kry. Toe gaan koop ek vir haar 'n mooi kombersie vir haar kantoor. 'n lekker sagte vleeskombersie. Sy het nooit eers die kombersie uit die pakkie uitgehaal nie. Sy is 'n foodie. Ek het vir haar resepboek gekoop. Die resepboek het seker vir 'n jaar lank in haar kantoor gebly. Sy het nie eers die moeite gedoen om die boek huis te vat nie. Elke een van die aksies het my werklik my hart gebreek. Maar in alle eerlikheid kan ek ook nie sê dat sy al ooit opgewonde geraak het oor enige ander geskenk van enige ander persoon wat sy ontvang het nie. Dis het ek die kraantjie toegedraai, want elke keer kry ek net seer om te sien hoe goedkoop my liefde vir haar is. Hulle gee ook nooit komplimente nie. Alle mense met wie hulle in aanraking kom, is daar iets fout nie. So ons kan weer eens bid dat God hulle oë sal aanraak, sodat hulle die goeie in mense kan raak sien. Jy weet soos wanneer jy verlief is, dan is die gras sommer groener, die son skyn mooier en die lug is blauwer. So kom ons bid dat God hulle oë sal aanraak, sodat hulle weer die mooi in die lewe sal sien. Dat hulle sommer deur die verliefde oogies kyk na die wêreld. En dan die dankbare hartjie. Net soos die een melaatse wat uit sy pad het gegaan het in Lukas 17 om dankie te sê vir Jesus, mag God ook vir hulle so gees gee om dankbaarheid te bewys. Ek het een vriendin wat spesialiseer in dankie sê geskenkies en aksies. Kyk, sy is net 'n oulik.
Wanneer sy trek en haar vriendinne help haar, vat sy haar vriendinne wat help het uit vir sushi, of sy los 'n bos blomme in jou gunsteling kleur op jou trappe. Sy kan werklik 'n Nobelprys wen vir dankbaarheid op die next level. Mag ons meer van hulle sien in ons wêreld. Jy kan ook vir jouself bid. Bid dat God vir jou sal wys wie is die varke en wie is die nie varke nie, sodat jy nie jou parel sal gooi vir die varke nie. Dat God se DHL, dat jy God se DHL word, dat jy sy boodskapper word, sodat hy presies vir jou sê vir wie om watter seëning uit te deel, vir wie om watter geskenke te gee. Mag ons God se DHL word.